Shalom geliefdes, baie welkom by jou Altyd Kan Bediening. Ek is pastoor Susan Wewe, bedien op Inner Healing en ons doen die reeks oor die seel van innerlike genesing met olie. En ons is nou by die gedeelte waar dit gaan oor die huwelik. En as jy mooi kyk, die vrou met die talit, is die talit 'n kupa, soos 'n verbond wat sy met Vader staan. Jy met Vader en Vader met jou in 'n verbond. Maar kom ek maak eers my oë toe en ek dra hierdie woord aan Vader op. Dankie liefdevolle Abba Vader dat ons in die naam van Yeshua HaMashiach na U toe kan kom. Waar ons U kan loof en waar ons U kan prys vir U grootheid, U krag en U almag. Dankie vir die woord wat ons lees wat deur Heilige Gees geïnspireer is. Dankie Vader dat U 'n man en 'n vrou kon gemaak het en vir hulle gesê het heers. Ek wil vandag vir jou bid, vra Vader, bid vir elkeen daar buite dat hulle sal heers in hulle huwelik in goddelike krag, dat dit sal goed gaan en dat hulle sal weet daar's net iemand wat dit vir hulle kan doen. En dat U wat die Almagtige is, ons El Shaddai, ons Elohim, ons Jehovah Nissi, soos 'n banier oor ons kupa is, wat ons deur hierdie woord gaan dra en ons gaan lei in die waarheid. Mag hierdie woord benat word met Heilige Gees, mag hy vrug dra, Vader. Dis my gebed vir oggend, in die naam van Yeshua, ons groot Abba Vader, ons Adonai. Amen. Heilige Gees, jy is so welkom. Ek lees graag vir ons uit Prediker 4 uit, vanaf vers 9. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En dan kan jy gerus Korintiërs 1 gaan lees, vers 7 tot 5. Nou ja, 'n 3-dubbele tou breek glad nie. En as jy in 'n 3-dubbele tou staan, is die Vader Yahweh, Jod, hy waf hy in die middel van julle, en die oomblik as julle hom uithaal, sal daar fire in julle huwelik wees. So as jy in die Hebreëse letters bietjie gaan kyk, sal daar fire wees. Dan kan ek vir Vader vanmôre sê, Vader, dankie vir U liefde en dankie vir U grootheid en U krag en U almag. Dankie Vader. Om 'n gelyke juk in die huwelik, 'n ongelyke juk in die huwelik. Baie van die vrouens sukkel met mans wat nie vir Elohim wil dien nie, en baie mans sukkel met vrouens wat nie Elohim wil dien nie. Mans wat die priesters, hoof en koning van hulle huise is, maar wat hulle besig hou met alles behalwe dit wat Elohim van hulle verwag om te doen. Mans, julle met julle vrouens lief hê. As ek verder hierso kan lees, sê hy vir jou, beter is 'n behoeftiger, maar wyse jong man as 'n ou man wat dwaas is. As jy dwaas sal wees, my broer, gaan jy nie die liefde van jou vrou kan ontvang nie. Jy as vrou kan nie jou opinie lewer nie. Jy kan spreek van Elohim op jou hart lê, maar van daar af is dit beter om te bid en jou vertroue in Jahweh te stel. Meer as dit gee jy vir Satan die reg om jouself, jou man en jou kinders aan te val. Nou ek wil graag vanoggend vir julle Psalm 35 lees, dat julle kan weet, julle is nooit, maar nooit alleen nie. 'n Psalm van Dawid. Dawid bid tot Elohim om die goddelose mens te straf. Nou 'n man wat nie in Vader wandel nie, is 'n goddelose mens. 'n Psalm van Dawid. Jahweh twis met die wat met my twis, bestry die wat met my stry. Gryp die klein skuld en die groote en staan op as my hulp en trek die spies uit
en styg my volgelinge. Spreek tot my siel, ek is jou heil. Met ander woorde, as daar vloeke kom, dan weet jy, Vader is tot jou heil. Hy sê, ek trek die spies uit en styg my vervolgers. Daai spies was ook in Yeshua se sy ingesteek. Laat hulle wat my lewe soek beskaam staan en in die skande kom. Laat hulle wat my ongeluk beraam agteruitwyk en rooi van skaamte word, want die Here is by jou. Daarom kan hierdie vyand rooi van skaamte word. My broer, my suster, is Vader vanoggend by jou. Dis my vraag vandag, is hy by jou man en vrou? Laat hulle word so skaf voor die wind, terwyl die engel van Yahweh hulle wegstoot. Die engele is so menigvuldig baie, dat dit jou vyande sal wegstoot, as jy nie in 'n ongelyke juk met jou maat is nie. Laat hulle wegduister, glibberig wees, terwyl die engel van Yahweh hulle vervolg. Yahweh sal hulle vervolg, as jy in Yahweh se standaard wandel in jou huwelik. Want hulle het sonder oorsaak die skuil met hulle net vir my verberg. Hulle het sonder oorsaak gegrawe teen my lewe. Mense, daar is so mense wat baie tot so ver wat spreek teen die huwelik. Ek wil vir jou sê, jy moenie dat Satan jou aankla nie, want God kla jou nie aan nie. Heilige Gees kla jou nie aan nie. Yeshua kla jou nie aan nie. Die aanklaer sê vir ons dit duidelik in Openbaring, is Satan is die aanklaer. Die Satan ken die Bybel en sal jou aankla in Elohim se troonkamer vir ongehoorsaamheid. Rebelle en opstand teenoor God, ons Abba Vader se woord van waarheid. Nou ek wil net vir jou vandag vra die volgende. Wat is die woord van Vader vir jou? Die woord is 'n onveranderlik, onvernietigbaar, want dit is die ewige woord van Elohim. Mense kom en gaan, maar die woord bly onveranderlik. Ons moet voortgaan om die woord te lees, die woord te bid, die woord te glo, die woord te gehoorsaam en die woord te leef. Daarom sê Vader duidelik, 2 vaar beter as 1. Beter as 1, en jy, my boetie, my sissa, wil dit alleen doen. Jy kan nie. Ja, 2 is beslis beter as 1, maar as Yahweh nog boonop saam in die verhouding is, sal hierdie 3-dubbele tou nie breek nie. Daarom word 'n egpaar dringend opgeroep om hulle huwelik in ooreenstemming met Yahweh se woord te bou. En vir Yeshua dan as fondament van julle huwelikshuis te lê. Sonder hierdie riglyne sal die huis nie kan staan nie. Psalm 119 vers 105. Psalm 119 vers 105. Dit is so lekker om vanoggend. Luister mooi wat sê die Vader vir jou. Die woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om u regverdige verordeninge te onderhou. Ek is baie diep neergedruk, Yahweh, maak my lewend na u woord. Laat tog die vrywillige offerhandes van my mond u behaag, o Yahweh, en leer my u verordeninge. My lewe is altyd deur in my hande, nogtans vergeet ek u wet nie. Sy lewe is in sy hande en my vergeet die Vader se riglyne nie. As jy bid, stel jy dadelik jou vertroue in Yahweh. Jy alleen gaan nie in jouself teen die Satan beklei nie. Lees Psalm 34 en Psalm 35 deeglik deur, my boetie, my sissa, en word verheerlik deur daai woord. En moet ook die Psalm 119 vergeet nie. Hy dra al die Jod, hy, Waf, hy dra al die name en lees dit wat dit beteken en dan weet jy wat Vader vir jou wil sê. Dit is so wonderlik om die woord te kan toepas op 'n verbondsverhouding onder die kupa, onder die banier, die Nissi, Jehovah Nissi.
Jy het God se krag nodig. Jy alleen gaan nie in jouself teen Satan beklei nie. God sal deurbraak bewerkstellig. Die Bybel is vir elkeen van ons 'n riglyn van dit wat ons Elohim van ons verwag. Jy kan nie seën op jou huwelik verwag as jy vir Elohim met 'n halwe hart wil dien nie. Terwyl jy kan nêrens seën verwag in jou lewe as jy die Vader nie ten volle dien nie. Jy speel presies in Satan se kraal in. En die skaapwagter wat lyk soos die skaapwagter is actually die jakkals daar agter. Moenie dat Satan jou vang nie. Hier's baie van die mense wat kan getuig dat daar geen wenners in 'n egskeiding is nie. Die kinders altyd die seerste. Die woord sê die volgende. Hy sê vir jou Matteus 6:14-15. As jy ander mense hulle oortreding vergewe, sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. Maar as jy hulle ander mense nie vergewe nie, sal jou Vader jou ook nie jou oortredinge vergewe nie. Kry vir Satan uit jou huwelik, jou gesin, uit jou huis uit. Jy sal nooit weer spyt wees nie. Nooit weet nie. Sit hom onder jou voete, trap hom dood vandag uit jou lewe uit. God se teenwoordigheid in jou huwelik bring vreugde, vrede, liefde tussen mekaar en tussen julle kinders. Die Satan val jou finansies aan. Satan, the blood of Jesus Christ is against you. And when you rise up a standard against me, Father will rise up a standard against you. And you will die, because you die already. The cross is empty. Die kruis is leeg. Hy het opgestaan vir jou huwelik, vir jou wat vir jou saak maak. Hy val jou eggenoot aan, hy val jou kinders aan, jou familie en alles wat vir jou belangrik is. Trek jy die wapenrusting van Abba Vader aan, dat jy kan staande kan bly in die dag? Of lewe jy sommer maar net doelloos? Jy moet God se stem kan hoor. Dis baie belangrik. In Samuel het die Vader geroep en hy het geroep totdat hy geantwoord het. Spreek Jahwe, spreek met die kinders van Israel, is my gebed vanmôre. Spreek met verhoudings en huwelike. Skuif jou Bybel terug as fondament van jou huwelik. Bou op Yeshua as jou fondasie, want hy het reeds alles vir jou oorwin. Maak tyd en passie vir Elohim in jou lewe. Maak hom deel van jou besluite. Respekteer Elohim se voorskrifte en bepalings. Heilig God se Shabbatte. Wees lief vir mekaar. Die Shabbat is 'n teken tussen jou en Abba Vader dat ek en my huisgesin sal Yahweh dien. Die liefde oortref alles. Die Satan haat die liefde. Maar daar waar God se liefde is, kan niemand oorwin nie. Want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vat verantwoordelikheid vir jou belofte. Elohim wil deel wees van jou huwelik. Sit dit een kant, een oog op Yahweh en spandeer tyd saam met ons Elohim. Sit net jou een oog gefestig. Die ander een sal hom volg, want twee vaar beter as een. Halleluja. Ek deel graag 'n paar skrifte uit my Bybel oor die huwelik. Die huwelik en ongetroudes. Deuteronomium 24:1-4. Wanneer 'n man met 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie, omdat hy iets ontaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur. Nou 'n vrou wat die Here nie dien nie, of Yahweh nie dien nie, kan weggestuur word. Maar 'n man kan ook weggestuur word. Sy kan dan uit sy huis gaan en met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook nie later meer liefhet nie, en 'n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man wat haar weggestuur het, nie weer met haar trou nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trou, sal dit vir Yahweh iets afskuwelik wees. Jy mag nie die land van Yahweh jou God vir jou as besitting sal gee onder jou sonde laat lei nie.
Mense, moenie jy die skei afhaal nie. Dis 'n afskie in Vader se oë. Julle, ek praat vandag uit baie ondervinding uit van seer kry en opstaan en aangaan. Moenie dat dit wat Vader voor die grondlegging van die aarde vir jou voorberei het vernietig vir enige iets nie. As daar iets onbetaamliks is, maak die saak uit. Moenie teen mekaar swaar te trek nie. Stap elkeen na sy afsonderlike bidplek en praat met Yahweh en vra Elohim, wat die wysheid, die God van wysheid, gee my raad, wat moet ek hierso doen? Matteus 5:31-32. Daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Luister mooi, die man moet die skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreek pleeg, en niemand wat met die geskeide vrou trou pleeg, ook egbreek. Julle, die woord is hard vanoggend. Hy praat oor egbreek pleeg. Oorspel. Ek wil vir jou iets vertel. As jy in 'n huwelik is en daar's oorspel, dan dra daai oorspel gees met oor na die vrou toe, want wanneer jy een word, word jy een in vlees en een in gees. En jy moet mooi verstaan, moenie hierdie verbore ligtig opvat nie. Ek spreek met huwelike daar buitekant. Moenie dat die egbreek oorgedra word na jou lewensmaat nie. Vader gaan dit nie ongesien verby laat gaan nie. Want dit is actually 'n vloek wat jy veroorsaak oor jou hele familie en jou hele huisgesin. Matteus 19:1-12. Nadat Yeshua klaar gepraat het hy uit Galilea vertrek en in die gebied van Juda aan die kant die Jordaan gekom. Kan jy aan die kant die Jordaan kom? Wie vaar saam met jou? Is Jesus in jou huweliksbootjie in? Is Jesus in jou bidkamer? Is Jesus daar by die wonde van jou waar jy seer gekry het? Is jy bereid dat sy bloed die pleisters word? Groot menigte het agter hom aangegaan en hy het hulle daar gesond gemaak. Jy kan genesing ontvang. Vaar net deur na die Jordaan. Sê Vader, vanoggend vaar ek met my huwelik deur na die Jordaan, sodat ons kan gesond word. Daar was Fariseërs wat hom op die proef wou stel en hulle kom toe by hom met die vraag, mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? Hy het 'n fondasiesteen, want die beker het hy oorwin, so die fondasie het nie krake nie. Daarom moet jy vir Yeshua jou fondasie maak. Jy moet hom jou fondasie maak. Ek sê dit met alle liefde en alle respek. Geliefdes, daar kom 'n dag wat jy graag dinge wil bereik en wil doen in jou huwelik, maar as Vader nie daarin is nie, kan jy die dinge nie bereik nie. Daar was Fariseërs wat hom op die proef wou gestel het en hulle kom toe by hom met die vraag, mag 'n man oor enige ding van sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper van die begin af man en vrou gemaak het nie? Hy sê van die begin af, daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een word. Hulle dis nie meer twee nie, maar een. Wat Elohim dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skryf gee, hy van haar kan skei? Dis 'n belangrike vraag hierdie wat gevra word uit die woord van Elohim. Hy antwoord hulle, dit is oor die hardheid van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei. Moenie jou hart 'n klipharde hart maak nie. Stop dit. Haal daai gat uit jou hart uit en maak jou huwelik gesond. Maar dit was nie van die begin af so nie. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. Sy disippels sê vir hom, as dit
is hoe die saak met 'n man en 'n vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. En hy sê vir hulle, wat julle nou sê is nie vir almal moontlik nie, net vir die een wie dit gegee word. Soms gee Vader 'n woord, dan trou 'n mens nie. Daar is mense wat nie kan trou nie omdat hulle van hulle geboorte af so is. Ander is daar mense vir so gemaak. Ander is selfs gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Maar mense, dis lekker om 'n lewensmaat te hê. Dis lekker om te weet iemand is lief vir jou. Matteus 22 vers 23, 33. Op dieselfde dag het daar Sadduseërs by Jesus gekom. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe, daar's 'n opstandingskrag in jou huwelik. Hy sit aan die regterhand van Abba Vader, ons Messias. Hy het vir al die wonde van 'n huwelik, het hy gesterf. Meneer Moses het gesê, as iemand sterwe sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwee trou en nageslag vir sy broer verwerk. Nou was daar by ons 7 broers. Die oudste het getrou en gesterwe. Omdat daar nie kinders was, het sy broer met die weduwee getrou. Dieselfde het gebeur met die tweede en die derde broer en uiteindelik met al 7. Nou hoekom gee Vader vir ons hierby? Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle 2 sal een word. Hulle is dus nou nie meer net een nie, hulle is nou 2. En hulle, weet julle wat, die disippels kom en hulle sê vir hom, as dit die saak is met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. Ek wil vir jou sê, baie keer dan is dit vir sekere mense in die bediening beter om nie te trou nie. Maar weet jy wat, wanneer jy God eerste stel, sal jou huwelikswa se wiele nie verloor nie. En heel laaste van almal het die vrou ook gesterwe. Met die opstanding, dan wie se vrou sal sy wees? Al 7 het mos as vrou gehad. Maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mens nie meer nie, maar is hulle soos 'n engel in die hemel. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle sê nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van jou wat lewe in oorvloed vir jou huwelik. Toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Hy sê regtig vir jou, daar is net glad nie by dit wat dood is dood, maar dit wat hy lewend gemaak het in die opstandingskrag, is die opstandingskrag wat in jou huwelik lewe. Daarom moet jy die woord van Elohim ken en nie afdwaal nie. Maklik wil ons 'n skrifgie vat en ons wil daai skrifgie ons eie maak, maar dit werk nie so nie. Dit werk net eenvoudig nie so nie. Dit is nie ons taak om die woord te oordeel nie, maar om te gehoorsaam. Daar is te veel mense wat menings oor die woord het, wat die woord wil beoordeel en hulle nie aan die woord wil onderwerp nie. Die woord kom met gesag van Elohim na ons toe, my boeta en my sister. Daar is net een van 2 moontlike. Of jy verwerp die gesag van die woord, of jy aanvaar die gesag van die woord. Die woord sê, moenie laat welis in jou lewe inkom nie. Gaan lees bietjie Samuel, 'n man na God se hart. Gaan lees bietjie Samuel, gaan lees Samuel 1 en Samuel 2 en kom by Vader se waarheid in. Tot sover, geliefdes. Ek wil afsluit tot môre toe. Waar ons môre weer sal aangaan. En dat ons na hierdie liedjie kan luister en sê dankie Vader vir u liefde en u grootheid. Dankie vir hierdie woord wat uitgegaan het, mag dit harte vernuwe in opstandingskrag vir mekaar se lewensmaat. Luister die liedjie. As jy heel onverwags van hom so besoek moet kry, wonder ek wat jy sal doen, wat jy presies sal sê, en of jy spyt of bly sal wees om hom
Is hy jou gas in jou huwelik? Weet jy sal die beste kos vir hom voorberei. Die beste kamer in jou huis sal hy natuurlijk kry. Maar as hy aanklop sal jy hom verwelkom by die deur. Wyd oop arms hom ontvang en bly wees oor die Heer. Of sal jy hom laat wag om goud te gaan verkleer? Party versier sals af te haal, die verfeers af te veer. Sal jy eers jou tydskrifte moet wegsteek in 'n kas, om gou die Bybel reg te sit, maar hierdie leesstof was. Of sou jy eers die radio moet stil maak in die hoop, dat hy dit nie gehoor het nie, en ook nie daar gedoen. Tot sover, geliefdes, laat hy van jou huis 'n tentwoning maak. Mag hy jou man salf met nardesolie soos haar Aaron se baard sal afdruk. Mag sy liefde elke vrou as hoekpilaar maak van haar huis, en dat die pa die pylekoker is wat op sy rug dra en die pyle afskiet vir sy kinders in die regte rigting. Wees getrou en wees lief vir mekaar in die naam van Yeshua Messia, ons Elohim en ons Ruach HaKodesh, ons Adonai. Amen.